Goed, dis dan 6 Junie vanmôre, lesing 294 van die Groot Johannes Evangelie boek 2. En dit is nou nog steeds die gesprek tussen twee jong kinders, wat werklik vol is van Vader se gees, alhoewel daar 'n klein verskil is. En Yeshua wys nou op 'n baie mooi en sagte manier aan die seun uit, dat hy nie so alle kennis het soos wat hy gedink het nie. Terwyl Jara nog altyd sê, nee, my beker is nie so vol nie, ek kan nog 'n bietjie wyn in my beker gegooi kry. En dit is dan vir my hoe ons moet wees. Die twee persone wat teenoor mekaar staan, wat nou voor almal hierdie getuienis gee, laat Yeshua toe, sodat hulle, die ander wat daar is, Sirenius, Markus en die apostels wat nog daarby kom, wat daarby is, dat hulle ook iets leer. Nou wat vir my die lering is vandag in ons tyd, is die dogter stel dan die wonderlike wese voor van die siel wat heeltemal aan Yeshua, jy kan maar sê, verknog is. Yeshua is haar alles in die lewe. Sy het hom lief, as hy daar aankom, dan spring sy op sy skoot, sy sit hom, sy gryp hom vas, sy los hom nie weer nie. En dan sê sy, dis hoe elkeen van ons dit moet doen in ons hart, omdat hy nie nou fisies by ons is nie, en die fisiese is nie so belangrik nie. Yeshua laat dit toe, sodat die mense kan sien hoe lief sy hom het. Josua daarenteen is 'n ou wat die pad deur die wysheid gekry het. Hy was 18 maande dood. En hy het in die ligryke, het hy baie lering gekry van die engele, wat uiters belangrik is en goed is. Maar wanneer die twee teen mekaar kom, dan dink hy sy beker is so vol, dat niemand nog wyn in sy beker kan gooi nie. En dit stel dan die ander mense in ons tyd voor. Die een mens sal jy kry in kerke, in Israel gemeentes, hier in ons gemeente, dis hulle wat Yeshua baie lief het, en Yeshua is hulle alles. Soos die boek sê, Openbaring sê, jy het jou eerste liefde verlaat. Yeshua is ons eerste liefde. Nie eers 'n man kan sê sy vrou is sy eerste liefde nie, en 'n vrou kan nie sê haar man is die eerste liefde nie. Yeshua moet in 'n volkome goddelike huwelik, moet Yeshua albei se eerste liefde wees en mekaar se tweede liefde. Dan is die huwelik op 'n rots gebou. Nou die ander ou, Josua, stel hierdie geestelike mense voor wat tussen ons is, en hulle het baie kennis, moenie 'n fout maak nie. Veral die mense wat uit die kerke uitgegaan het, en wat nou in verskillende gemeentes hulle self bevind. Israel gemeentes noem ons dit. Jy kan daai ouens nie sommer oor iets in die Bybel aanvat nie. Ek het saam met 'n ou gewerk in die begin. Hy was saam met ons betrokke met die boek van herinnering se opstel. Daai man hy het uiteindelik in die tronk beland, maar nie deur kriminele dade nie, maar deur politieke dade in 94. Maar daai ou het die Bybel geken van voor tot agter. As jy vir hom 'n versie vra, of jy vra van waar staan dit, dan gee hy vir jou die vers en die ding, die paragraaf, alles. Hy weet alles wat in daai skrif staan. Maar daar's een ding wat hy nooit by uitgekom het nie, by die liefde. Soos Jara. En as jy nie in die liefde is nie, dan maak jy, soos Yeshua sê, gaan jy op sy wegte. En ongelukkig het dit toe gebeur. En Yeshua het baie met hom in drome gepraat, want die drome het hy met ons gedeel. Dan sê ek, met die droom, sê dat ons nie die mense so moet veroordeel nie. Ons moet nie 'n regterlike amp op hierdie aarde beklee nie, want ons is nie geroep tot regters nie. Ons is geroep om liefde te gee. Ek moes selfs, eendag het ek 'n droomopdrag gekry, gaan tronk toe en bring vir hierdie man 'n bril. En Yeshua wys my 'n boekie wat ek geskryf het, die boekie se naam is Oproep tot Naaste Liefde. En ek bring die boekie vir hom.
toe ek daar in die tronk kom, want ons het tot in die selle gegaan daar by Nieuwlop, want ons gemeente was nie groot nie, so ons het nie 'n kapel gehad nie. Toe moes ek 2 ure wag, omdat hy op daai oomblik ook 'n bril moes kry. So, die bril vir die fisies en die bril vir die geeste. En daardie boek is afgeskiet. Daardie wyn daar was nie plek om daai wyn in te kry nie. Hy het weer wyn in my beker uitgegiet. En al die wyn het gegaan oor geregtigheid. En dit is wat Joshua so lank gesukkel het om ons gemeente van weg te kry, van die geregtigheid. Want geregtigheid is die dood. Niemand van ons is suiwer genoeg om te sê ek is Vader se geregtigheid op aarde nie. Niemand nie. Maar as jy in die ware liefde bly vir Vader en die naaste, dan doen jy Joshua se geregtigheid. Dis wat hy vereis. So sien nou hierdie gesprek gaan nou aan en die hoofstuk se opskrif hier van 1:9-7 is die beperkte menslike kennis. Al het jy hoeveel kennis, het jy nog net beperkte kennis. Wat is die Bybel in vergelyking met die oneindigheid van God self? Ek wil die Bybel bevat 'n ou klein druppeltjie van sy kennis. Die res is daar vir ons om nog te leer. Ons gaan aanhou, ons lees. Joshua sê, wat sê jy nou oor die raak en korrekte antwoord van die lieflike Jara? Sy het nou geantwoord hoekom hy nou so is. En Joshua het bevestig dat sy waar praat. Nou sê die mannetjie, o ja, meester van alle lewe, die lieftallige meisie is seker al lank geen aardse meisie meer nie. Sy is 'n verpersoonlikte hemellig van die eerste grootte, waarteenoor ek skaars 'n baie klein sterretjie is. Ek het ook wel, soos min ander sterflinge, ervarings deur u barmhartigheid opgedoen. Want dit is geen grappie om volgens jou gevoel byna 2 jaar in die wêreld van die geeste en wat ek tevens met 'n vergane liggaam in die graf deurgebring het en uiteindelik by jou volle bewussyn deur u barmhartigheid en deur u wonderbaarlike medelee op hierdie aarde terug te kom nie. Maar tog gee ek nou hardop toe dat ek my nouliks geskik ag om 'n swakke en talentlose leerling van die meisie te wees. As sy so vriendelik wil wees om my maar oor vele dinge iets te leer, dan sal ek dit met die grootste dank van die wêreld bereidwillig aanvaar. En dit is die verskil tussen iemand wat 'n leerbare gees het en iemand wat 'n onleerbare gees het. En ek is jammer om te sê dat die oorgrote meerderheid van Israeliet leraars in hierdie land het 'n onleerbare gees. Hy het soveel kennis bekom dat niemand vir hom iets verder kan sê nie. Mag nooit een van ons in hierdie gemeente en dogter van Sion daai houding inslaan dat niemand jou iets kan leer nie. Ons moes baie deur Vader hier op die plaas onderrig word, deur die geringste, deur mense wat byna nie eers kon lees en skryf nie. Dan kom die ou tannie by ons, ek gaan nie haar naam noem nie, maar baie wat nou lankie is, weet wie sy is. Sy is regtig 'n eenvoudige tannie gewees. Kom uit die bikers uit daai dinge en harde lewe gehad. Dan sê sy, ek het vir Joshua gisterand gesien en hy het vir my hierdie woorde gegee. Dan gee sy vir jou 'n papiertjie, so 'n bewerige handskrif, jy kan amper nie lees nie. Dan gebruik Joshua die geringste onder ons om ons te leer. En dan weet ek in my hart, Vader doen dit met opset om te kyk of jy bereid is om by die geringste een te leer. Joshua het 'n profeet op hierdie plaas opgewek en ek kan gaan sy naam noem, in die naam van Bertus Hanekom. Frikpotgieter plaas gereeld van Bertus se goed. Bertus was 'n boemelaar. Eens was hy 'n groot boer gewees in die Vrystaat, hy het alles verloor. Toe gaan hy strate toe. En mense weet, die strate is nie 'n plek vir sissies nie. Op straat oorleef jy as jy maar doen wat die ander doen.
En hy het 'n probleem gehad toe hy op die straat was met drank. En hy het hier aangekom en hy het lesings geluister en hy het 'n groot stryd in hom gehad. En toe eendag, toe gaan sit hy en kry hy die woorde in sy hart en hy skryf dit neer. En een van ons mense wat ook nie wou glo nie, het by hom gesit as hy 'n boodskap kry. Hy het dit altyd in die oggende gekry. En hy sê, ek is 'n getuienis dat hierdie man die goed nie afskryf van iewers anders nie. Hy sit en hy kry die woorde in sy hart en hy skryf dit neer. 'n Taal wat 'n suiwer Afrikaans wat hy self nie gepraat het nie, word dit vir hom deurgegee. So Vader gebruik daai geringste mens, 'n boemelaar, om sy belangrike innerlike woord vir ons te bring. En hy het bykans 200 boodskappe gebring. En toe een oggend, toe sy net weer weg. Toe sy terug strate toe, ons het gehoor hy's weer daar. Weer een keer teruggekom, weer boodskappe gekry en toe sy weg. So Vader moet eers 'n man van alles ontdaan, alles wegvat van hom, om dan vir hom te gebruik, om vir hom boodskappe te bring wat ewiglik gaan bestaan. Ons weet nie vanoggend waar ek hier sit of Bertus dood is nie. Weet nie. Ons het hom vir jare nie gesien of iets van hom gehoor nie. Maar sy woorde wat Vader in sy hart geplaas het, sal vir ewig lewe. So moet asseblief jouself nie te gering ag om 'n werktuig van Vader te wees nie. Jy het wel hier aangekom op die plaas, nie as 'n boemelaar nie, maar as iemand wat weens wêreldse omstandighede alles verloor het. Dalk is dit presies wat Vader se doel met jou was. Hy wou jou stroop van al daai dinge, want hy het groter dinge in die gees vir jou vorentoe. So moenie altyd negatief dink dat jy by hierdie plek uitgekom het nie. Nou bly ek in 'n houthuisie en ek moet saam met mense stort en saam met mense eet. Hy wil ons maar net nederig maak. Hy wil die ander goed wat belangrik is wegvat van ons. Ek moes ook daai pad loop. Ek het ook alles verloor voordat ek hierdie bediening begin het, 32 jaar gelede. Want mammon was my lewe. En ek het gedink 'n mens moet ryk en plase hê en boer en konstruksie doen en al hoe groter word, elke maand koop jy nuwe goed by, jy groei en jy groei. Tot die wêreld vir jou vat en hy gooi vir jou op die grond neer. En dan staan jy op en dan begin jy Yeshua dien. En ek hoop elkeen wat so hier ingekom het, sien dit en hy begin hom dien. En om hom te dien hoef jy nie 'n groot heilige te wees nie. Jy gaan nie nou 'n sonkring om jou kop kry nie. Begin net jou naaste help. Begin net jou klein werkie in jou huisgesin doen. Kry jou huisgesin op die pad na Yeshua toe. Onderrig jou kinders in die liefde en respek vir jou ouers en vir die naaste. Want ons het nou so 'n probleem waar die kinders wat saam met barbare op skoolbanke sit, baie van die gewoontes van die barbaar oorneem. En hulle raak rebels en hulle raak lui. So ons moet ons gesin is ons naaste. Eintlik is jou gesin jouself. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ek moet julle almal lief hê soos wat ek, my vrou, my 3 kinders op die plaas en my kleinkinders lief het. Dan is dit 'n groot opgawe. Dis nie klein, dis nie speletjies nie. Want ek het hulle oneindig baie lief. Maar ek moet leer om jou so oneindig lief te kry. Veral as mense nog dinge doen van die wêreld wat teen Vader se orde staan. Maar nou moet jy kom en dit is Yeshua liefde. Dit moet jou nie keer nie. Ons gaan aan. Nou sê Jara, ja my liewe Josua, jy is 'n koningsseun en ek is slegs die dogter van 'n Judeër, 'n eenvoudige herbergier in Genesaret. Dis aards gesien sou dit wel baie aanmatigend en brutaal wees as ek jou sou nader.
As jy egter vanaf jou hoogte na my arme een sou wou neerdaal, dan sal jy 'n paar uitgebreide arms en 'n oop deur in my beskeie armoedige hut vind. Met hierdie veelzeggende toespraak word Josua se oë groot en hy weet skaars wat hy die meisie moet antwoord. Nou sê Sireneus, wat sy stiefpa is, want hy bly nou by Sireneus wat ook 'n koninklike is, sê egter aan Josua, kyk Josua, dit beteken dieselfde as, jy moet by Jara gaan sit en met haar praat, gaan en doen dit, want ek is self baie nuuskierig om te hoor wat julle alles met mekaar sal bespreek. Josua sê, ag, die goeie en liewe Jara het in haar toespraak niks daarvan laat merk, dat ek by haar moet kom sit nie. Sy het wel gesê dat ek met haar mag praat, as ek my as koningsseun daartoe wou verwerdig. Dit is duidelik dat Jara nog nie alles van my af weet nie. Ek is naamlik ten eerste geen koningsseun nie, en ten tweede is ek 'n bepaalde hoogmoed oor my afkoms totaal vreemd vir my. By my geld slegs die waarheid. Wat minder is, verag ek diep, maar wat meer is en wat uit Elohim se geheime bestaan kom, dit aanbid ek. Daarvan verlang ek nie om alles te weet nie, want dit pas nie die wurms en die stof van die aarde nie. Nou ja, almal vandag sê, ek is in die waarheid. So het ons, toe ons uit die kerk uitgegaan het ons in 'n groep geskaar, wat hulle self genoem het, die Israel waarheid. Maar ek kan vandag met hartseer sê, dit was nie die waarheid nie. Dat die feit dat ons herkoms ontdek het, waarheid was, en nog steeds is, dit is so. Maar die waarheid moet uit die liefde kom. Anderste is dit nie waarheid nie, al is dit waarheid. Dink mooi oor wat ek nou gesê het. Waarheid wat nie uit die liefde is nie waarheid nie, al is dit waarheid. Dit is die manier waarop jy omgang met waarheid het. Jy ontvang waarheid, jy kan die leuen nou duidelik sien. Hoe hanteer jy dit verder? In liefde of in oordeel en geregtigheid? En ongelukkig was ons almal, wat nou al jare by Dogter van Sion is, ek praat van meer as 20, 25 jaar, is ons skuldig daaraan gewees. Ek is deur Vader op 'n baie harde manier grond toe gebring. Hy het my vir 'n jaar en 4 maande, het hy my op 'n siekbed gegooi, in 'n 3x3 tentjie daar in die berge van Dullstroom, Lydenburg, yskoue wêreld. En ek moes genees sonder medisyne, ek mag nie 'n pil gedrink het nie. En ek moes net daar lê, orals om my was mense, ons was 'n hele kamp daar gewees vir omtrent 'n jaar en 'n half. Ons op bykans op die top was daar 80 mense, minder partykeer. En ek moes daar, in my hart, moes ek Yeshua in die liefde vind. En hy het nie 'n woord vir my gedikteer soos wat hy vir Lorber of vir Bertus of vir enige iemand anders gedikteer het nie. Maar hy het feitelik almal daar by waar ons was dit gedoen. Vir my gewys, jy dink dalk, jy het vir my baie gedoen. En hy het dit vir my, dit het ek by hom duidelik gehoor. Hy sê, jy het meer vir my gedoen hier waar jy in jou tent lê, in die liefde vir my, en jy slaap, dan neem ek jou gees uit jou uit, en ek vat jou gees na mense toe wat moet hoor van die waarheid, en dan praat jou gees met daai persoon se gees, dan kom jy weer terug, en jy is in jou bed. As wat ek gedink het, ek gedoen het met al die mense wat ons mee te doen gehad het in die jare voor dit. So elkeen van ons moet daai pad gaan, hy moet ons breek. En hierdie Josua is nou besig om te breek. En ons lees nou verder, en trek dit dan ook terug na ons eie lewens toe. Elohim is alle oneindige wysheid, maar in ons is daar maar net nouliks 'n sonnestoffie. Weet julle wat is 'n sonnestoffie? As jy in 'n kamer sit en die lig kom deur die venster en jy kyk teen die lig, dan sien jy mos daai stoffie so daal. Dis 'n sonnestoffie.
Alles wat ons weet bestaan uit losse stukkies en ons vind nooit die weg van alfa na beta. Laat staan nog tot by omega. Aan die hemel skitter ontelbare ligte. Wie ken hulle? Die twee grootes ken ons nog nie eens nie. Laat staan die tallose kleintjies. Maar Elohim se wysheid is daar oral net so tuis as die gesigsvermoë van die oog. Want wat Elohim aan ons wil openbaar, weet en ken ons, maar daar buite heers vir die siel van die mens 'n weliswaar apart gestelde, maar tog oneindige nag. Die mens moet dit nooit waag om die aparte duister van hierdie eindelose nag te wil verlig nie, want hierdie nag sal hom verswelg, soos wat die see 'n klippie sal, wat 'n moedswillige jongeling daarin gooi. Ons mense is houers met 'n vooraf bepaalde inhoudsmaat. As die houer vol is, kan 'n mens dit nie nog voller maak nie. Maar as daar eendag 'n groot maat aan die mens gegee sal word, dan sal hulle nog baie daarin kan gooi. En dan sal dit tog nie so maklik oorloop, soos wat nou die geval is nie. Verseker het die mense op hierdie aarde verskillende maat groot is, maar myne behoort seker by die kleinste. Die lieflike jare is duidelik rykeliker voorsien as ek. En daarom kan ek nie gelykwaardig met haar omgaan nie. As sy my egter van haar groot oorvloed iets wil gee, sal ek dit altyd dankbaar aanvaar. Maar ek kan nie van my hoë posisie na haar afdaal en by haar gaan sit nie. Want ten eerste is sy wyser en ten tweede pas dit my glad nie. Volgende hoofstuk 198, wat is waarheid? Baie belangrike vraag. Wat is waarheid of wie is waarheid? Het ek al baie keer gesê. Want die waarheid is 'n gees wat Yeshua uitgestort het op hierdie aarde. Alhoewel hy sê, ek is die waarheid en die waarheid sal jou vrymaak. Maar Yeshua het opgevaar na 'n gebied waar ons hom nie nou kan sien nie. Maar hy het sy gees van waarheid vir ons agtergelaat en hy sê, ek gaan julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek gee vir julle die gees van waarheid, die trooster. Nou ja, ons het al baie daar gepraat, maar hy's baie nuwe mense. Wie is die trooster in 'n huisgesin? Die ma. Pa is nie die trooster nie, pa is die ou wat die reëls moet maak en die reëls moet onderhou in die huwelik. En as pa vir laities 'n pak gegee het, dan kom sit hulle by ma en sy troos hulle en sy sê, okay, jy het dit verdien, en sê vir jou pa, jy is jammer. Hy word getroos en dan raak die pak nie so swaar nie. En dis presies hoe die troostergees met ons werk. Dit is die vroulike deel van Yeshua, die sagte deel van Yeshua, wat hy vir ons op hierdie aarde agtergelaat het. En daai gees van waarheid is ook die gees van liefde. Sodra jy in die liefde is en die liefde doen, dan is jy in die waarheid. Jy hoef niks verder na waarheid te soek nie. Jy hoef nie te vra, wat moet ek nou doen nie? Die waarheid is die liefde. Jy kan hulle nie skei nie. Toe sê ek Yeshua weer aan Josua, luister liewe Josua, jy het baie wys gepraat, en daar was baie goed en waar in, maar ek moet jou tog op 'n aantal sake opmerksaam maak. Luister daarom baie goed, want weet jy, aan 'n wyse soos jy, kan ook ek al ietwat moeiliker dinge sê. Jy sê, ek is slegs vir die waarheid. Wat minder is, verag ek, maar wat meer is 'n geheim van Elohim. Dit aanbid ek. En ek verlang nie daarna om dit te kan verstaan nie, want dit pas die wurms en die stof van hierdie aarde nie. Dis nou alles wat hy gesê het. In Elohim is die volheid van alle wysheid, maar in ons mense woon nauweliks iets die grootte van 'n sonnestoffie. Ja, dit is baie goed, suiwer en reg, om slegs vir die waarheid te wees. Maar haks op die beginsel staan 'n heel belangrike vraag, wat met jou op sigself loflike beginsel 'n volmaakte kruis vorm.
As jy hierdie vraag kan oplos, of iemand anders kan dit vir jou doen, dan is die kruis van my skouers afgeneem. Sê jy my daarom, watter waarheid geld daar nou net maar vir jou? Is dit wat jy sien 'n waarheid? Kyk nou, alles wat hom aan jou voordoen, is soos 'n droombeeld. Dit wat vandag nog die volle waarheid is, kan môre lankal geen waarheid meer wees nie. Kyk daar in die laaste skemerlig van die lank ondergaande son, sweef 'n wolkie soos 'n visie. Sê eens, hoe lang sal die wolkie na waarheid die huidige vorm hê? Die volgende oomblik sal die huidige vorm van die wolkie al 'n leuen noem. As ek jou 3 pere voorlê, dan sê jy dat dit 'n waarheid is, dat daar 3 pere voor jou lê. Maar ek sê jou dat elkeen van die 3 pere 'n aantal saadjies bevat, waaruit in die toekoms 'n tallose hoeveelheid bome kan ontstaan, wat vervolgens ontelbare heeltemal eenderse pere sal gee. Lê daar dus werklik maar 3 pere voor jou, elkeen op homself 'n geslote, onveranderlike grootheid, of is dit slegs maar 3 skynbaar geslote, veranderlike groothede, waarachter net soos die soldate in die maag van die Trojaanse houtwerk, hulle nog ontelbare gelyke en ook nog algehele ander groothede verborge hou. Waar begin die waarheid en waar hou sy op? Is die mens 'n waarheid soos wat hy is? Kyk na 'n kind, kyk na 'n grysaard, kyk na 'n deur mens hande geboude stad. Is sy 'n volle waarheid? Kyk, vandag staan sy nog, en môre kan sy al verwoes word. Slegs vir hom wat self deur en deur waarheid is alles ook waarheid. Maar vir hom wat dit self nie is nie, is al die ander noodsaakliker gewys ook slegs maar dit wat hy self voorlopig is. Maar 'n waarheid wat slegs tydelik waarheid is net daarom al geen volle waarheid nie, omdat in haar niks blywends is nie. Die volle waarheid moet egter onveranderlik vir ewig volkome dit wees, wat sy elke oomblik is. Wat is dan die eintlike volle waarheid? Voor ons die volgende hoofstuk aanvat, hierdie aardse lewe kan nooit die volle waarheid weerspieël nie, omdat hierdie aardse lewe vir alles verganklik is, of dit 'n plant is, of dit 'n dier is en of dit 'n mens is. En waarheid is onverganklik. Maar wat wel hier plaasvind op aarde is dat die vorm wat jy het, die uiterlike vorm, herberg in hom die goddelike gees. En die goddelike gees is die volle waarheid. En tussen die goddelike gees en die vlees wat jy nou dra, manlik of vroulik, is 'n siel. En daai siel is die eintlike jy, dis jou wese. En daai siel het die stryd op aarde om uiteindelik by die volle waarheid te kom, om uiteindelik een te word met die gees in haar. Die vlees trek altyd die siel af na die wêreldse dinge toe, die lekker dinge. Vriend van my het altyd gesê, daar is nie 'n sonde wat nie lekker is nie. Alle sondes is lekker. Maar die gees, wat die volle waarheid en liefde van Vader berg, wil graag een word met die siel. En dit noem ons die hemelse huwelik binne in jou. En dis die stryd. So hierdie ouetjie het nie heeltemal die waarheid gepraat nie, en nou kom Yeshua en hy sê daar is net een, en dit is die een wie die volle waarheid is. En ons gaan nou oor na die volgende hoofstuk en dan lees ons wat hy hiervan sê. Hoofstuk 1:9, die volle waarheid. Joshua maak groot oë, dink diep na en weet nie watter antwoord hy my, Yeshua, daarop moet gee nie. Maar Sirenius sê, meester, dit is tog 'n vraag waarop alle wyses en filosowe die tande tot die wortel toe sou stukken gebyt het. Staan my toe, goddelike vriend, volgens u woorde wat vir my altyd gewyd is dan ook alles wat met ons sig waarneem,
geen volle waarheid nie, maar halfpad 'n leuen. Wie kan dan 'n gegewe woord heeltemal vertrou? U vraag het myself egter ietwat bedroef gemaak. U sal die keer wel so goed moet wees om die vraag self te beantwoord, want op die hele aarde los geen wyse daardie raaisel uit homself op nie. Nou hierdie stryd en geveg en gesprekke oor die waarheid kom al van Plato se tyd af en Sokrates en al die Griekse wysgeere en al die ou kerkvaders. Jy gaan baie boeke kry wat hulle geskryf het oor waarheid, maar dit is alles net 'n losse gebrabbel. Joshua sê vir hom, bekommer jou maar nie. Hier aan hierdie tafel sit hulle wat jou sekerlik sonder my spesiale hulp 'n heel bevredigende antwoord as oplossing van my vraag aan Josua sou kon gee. Maar hulle weet al so ongeveer uit watter hoek die wind waai. Maar ek wil dat by die oplos van my wel ietwat hoër geplaaste vraag, my Jara vir Josua sal help. En daarom vra ek vir jou, liewe Jara, of jy in jou hart 'n regte antwoord op my vraag vind. Die meisie sê 'n bietjie glimlaggend, helaas, dit verwonder my baie, dat die andersins so wyse Josua op hierdie maklike vraag nie direk in homself 'n deegtelike en bevredigende antwoord kon vind nie. Onthou, ons moet die hele tyd vir Jara moet ons trek na hierdie huidige tyd toe en dat sy die dogter van Sion is, nie hierdie gemeente nie, maar die dogter van Sion wat in die Bybel beskryf word as dat sy eintlik die meisie is wat uiteindelik bruid gaan word. En sy stel die siele voor wat Joshua absoluut lief het en glad nie rondkyk nie. Soos Openbaring 14 sê, wat hulle self nie met vroue vermeng het nie. En dit is 'n siel wat suiwer gebly het in haar liefde vir Joshua en nie in kerke of nie nog in kerke rond lê nie. Want in die gees kan jy maagdelik rein word wanneer jy Joshua lief het. Dan maak hy jou maagdelik rein en hy hou nie jou goed wat jy gedoen het voorheen. Al jou sondige dade word weggevat van jou, want hy het daai vermoë om in die gees alle sonde weg te vat. En dan is jy deel van sy maagd. En dit is hulle wat aan die eindtyd vir die volk, en dan veral hier in hierdie verhaal, die wat hulle geestelik so wys waan, om hulle te leer, dat eintlik is daar net een waarheid, wat julle seker al kan raai wie dit is. Maar kom ons lees verder. Waar het ek opgehou? Wat anders kan die volle waarheid dan nou wees, as Elohim God self, wat vir altyd alle volmaaktheid in homself bevat, in die gees steeds een en dieselfde is, en dus vir ewig in en deur homself onveranderlik is, omdat in hom, soos die eindelose volmaaktheid self, geen verdere veranderlikheid denkbaar is nie. Elohim is die enigste en ewige oergrond van al wat is. Alles wat daar is, bestaan uit niks anderste as sy vasgelegde idees nie. Hulle bestaan is daarom ook 'n bestaan in Elohim God, en hulle lewe is Elohim se lewe. Alles kom uit hom uit. In Elohim is derhalwe alles die volle ewige waarheid. En buite Elohim God kan niks bestaan nie, maar slegs in ons mense, in soverre ons deur die suiwere liefde tot hom een is met sy apart gestelde of heilige gees. Die suiwer liefde tot Elohim verbind ons met Elohim en maak dat ons een met hom word. En so word ons waarheid deur liefde vir God in onsself te kweek, want dit is iets wat jy moet leer. Die oorlig, as ons dit is, word alles suiwer lig, waarheen ons onsself ook al wend. Die oorlig in die hoogste geestelike suiwerheid is dan die ewig onveranderlike waarheid,
Dit, dink ek, is die enigste regte verklarende antwoord op die vraag van die meester aan die liewe Josua. Bedink dat hierdie dogtertjie 12 jaar in die vlees is, maar baie, baie ryp in die gees. Sekerlik al die vlak van grysaard. Joshua sê aan Sirenius, wel, wat sê jy van die beantwoording van my vraag wat aan Josua gestel is? Maar moenie glo dat ek haar die antwoord op wonderbaarlike wyse in haar hart gegee het nie. Sy het dit self in haar eie binneste gevind. En ek sê jou, en ook almal hier, by my aan hierdie tafel, dit was geen woord te veel of te min nie, en dit is vir ewig waar. Maar hoe kon sy dit weet, en nie Josua nie, wat hom voorgeneem het om slegs vir die waarheid te staan? Wel, dit doen haar onbegrensde, suiwere liefde vir my. Die liefde verbind haar hart met myne, en op hierdie wyse kan sy steeds op die kortste weg al die lig en daardeur ook alle wysheid put, uit die deur haar self aangeduide oerbron van alle lig. Alles wat is en al die waarheid wat vir ewig onveranderlik een en dieselfde in my is. Onthou wat Joshua in die boek Johannes sê. Hy sê, ek en die Vader is een. As julle met my een word, dan is julle ook met die Vader een. En dit is presies wat Joshua op die aarde moes doen. Hy het gekom as 'n siel wat 'n liggaam aangeneem het. Hy is van geboorte vervul met die goddelike gees, het hom gevul al in die grot, daar is 'n boek wat dit beskryf in die boek van herinnering. Maar hy moes selfstandig die waarheid in homself vind, sodat toe hy gekruisig is, en hy gevra het, my Vader, waarom het U my verlaat, of my God, waarom het U my verlaat? Toe het hy genoeg liefde en waarheid in homself by mekaar gehad, om selfstandig deur te gaan op sy eie. Want Vader moes sy gees terugtrek vir die oomblik van dood. Want Elohim kan nie gedood word nie, Elohim is ewig. So hy sou net aan daai kruis al daai pyn, maar hy sou nooit kon sterf nie. En daarom moes die gees terugtrek. En dit is presies so, dat sodra ons Joshua se leer ons erns maak, en ons aan sy hart vastklou, verknog raak aan hom, dan bou ons eie ewige waarheid en liefde, wat natuurlik van hom afkom, maar ons raak nou onafhanklik, raak ons draers van sy gees. Wat nou duidelik nie die Josua seun kon kry nie, want hy het te min liefde gehad vir Joshua. Hy het hom lief, maar hy het te min. Is dit vers 7 of 8? 8. En jy, my liewe Josua, wat slegs vir die waarheid is, wat sê jy nou aan Jara, wat in 'n sekere sin suiwer en alleen vir die liefde is? Josua sê iets wat verleë, o meester, ek sien die donker vlek nou goed wel in my, maar ek sien nie hoe ek hom sou kon verwyder nie. Ek het Jara baie onreg aangedoen, en dit moet goed gemaak word. En as u, o meester, niks daarteen het nie, dan sal ek tog nou dadelik langs haar gaan sit. Joshua sê, o glad nie, want kyk nou, die hele geselskap verheug hulle oor die hele gesprek. Ek sê vir jou, aan haar sy sal jy dit vind, waarvoor jy slegs wil bestaan. Kort na hierdie woorde van my staan Josua vinnig op, en gaan tussen Jara en haar engel Raphael sit. Profeties gesien aan die einde van die tyd, as hierdie groot wyses, wat glo hulle die waarheid in pag, na die bruid sal kom, wat Joshua baie lief het, en onderrig word deur die bruid, in die liefde vir Joshua. Onthou, hulle het hom ook almal lief. Ek gaan nie sê dat die voorgangers wat ek nou genoem het, die Vader nie lief het nie, hulle het. Maar, dit is 'n Jara tipe liefde wat ons moet hê. Eerstens,
as ons onsself breed waan, of vir ons daai term toedig vir onsself, dan beter ons daai liefde vir hom hê, en alles vanuit en deur hom doen. En dan kan ons ook baie wyse mense kan ons oplei. Want hulle gaan 'n voorsprong hê, want omdat hulle alreeds al die kennis het en nou die liefde bykry, gaan hulle baie sterk getuies vir Vader wees aan die eindtyd. Maar daar gaan 'n tyd kom waar sy gees net gaan werk in sy bruid. Hy het dit vir ons in die Bernadette profesie gesê, en daar gaan buite die bruid gaan daar geen geestelike hulp meer wees nie. As jy Yeshua nie in jou hart aanhang nie, gaan jy niks kry nie. Maak nie saak as jy net vir hom lief is, sonder al die kennis, maak dit nie saak nie. Het gaan net oor as jy vir hom lief is. Dis die kern van alles in godsdienst, of in die Christendom, of buite die Christendom, maak nie saak. Yeshua is alles. Dankie, ons gaan in volgende week